Het jy al daaroor gedink, hoekom is God in jou lewe? Hoekom het jy hierdie God gekies? Hoekom is daar nie 'n ander God nie? Hoekom het jy hierdie God gekies? Hoekom het jy Jesus Christus gekies? Hoekom het jy hierdie dinge gekies? Waarom het die Here jou uitgekies dat jy hierdie waarheid kan raak sien? Kom ek bid saam met jou Vader. Ek dank U vir die Heilige Gees krag wat op hierdie oomblik op ons val, Here. Ek dank U vir die Gees van die Here wat beweeg soos nog nooit tevore nie en dat ons die erns van God se krag sal sien, Here, dat elke gees gevange geneem is, elke bose gees vernietig is, Here, dat ons ore het om te hoor wat U Gees vir ons sê, Here, en dat ons die geloof het om vandag te glo. Ek bid, Here, dat U wat by magte is om ons gedagtes te vernuwe, dat op hierdie oomblik deur die Heilige Gees ons gedagtes vernuwe sal word in Jesus naam. Amen. As 'n mens dink oor hoekom God, is daar 4 dinge wat ons moet na kyk. 4 dinge. Die eerste daarvan is orde. Ons God is nie chaos nie. Ons God wat ons dien is 'n God van orde. En toe daar chaos in die wêreld was, en toe daar seer en siekte en pyn was, het die God van orde gekom en dinge begine regstel en dinge begine laat lewe, sodat ons die oorwinning van die Here kan kry. Die Here bring orde in jou lewe. Die Here is die een wat chaos vat en dit verander. En as jy vandag dink dat chaos is van die Here af, dan wil ek vir jou sê, die Here wat ons dien, gaan orde in jou situasie inbring. Die Here gaan herstel bring, die Here gaan vreugde bring en hy gaan lewe vir jou bring in elke situasie. Ek wil dit verklaar oor jou lewe vandag. Ek wil vandag vir jou sê, dat die Here gaan orde bring. Dit is hoekom ek en jy die Here dien. Dit is hoekom dat die Here vandag in ons lewens ingekom het. Dis hoekom hy in hierdie wêreld ingekom het. Dis hoekom hy hierdie wêreld geskaap het. Ek wil hê jy moet 'n paar dinge vandag hoor. Die eerste wat ek wil sê rondom hierdie saak van orde, is dat die Here het baie dinge geskape, maar hy het jou as die hoogste skepping geskape. Hy het vir jou gesê, jy's kosbaar en waardevol vir hom. Jy is spesiaal vir die Here. Jy moet dit hoor vandag, jy moet dit vat vandag, jy moet vandag daarop reageer. Sê amen daarop. Sê dankie Here dat ek is die kroonskepping. Jy weet, die wêreld wil 'n mens soos 'n dier laat voel. Die wêreld wil sê jy is absoluut niks nie. Die sonde wil maak dat jy is net absolute verlorene. Jesus sê en God sê, ek bring orde. Ek bring herstel. Ek bring 'n orde in jou lewe soos nog nooit tevore nie. Die Here sê in die Nuwe Testament, die Here is by magte om jou sinne te bewaar. Jou sinne te bewaar. Die Bybel sê, the Lord is by power, by might, by his ability to keep you safe in your mind. Om jou veilig te hou in jou verstand. Om jou denke te vernuwe. Hy bring orde in jou denke. Hy bring herstel vir jou vandag. Dis wat die Here doen. Dis hoekom ons God dien. Dis hoekom ons God dien. Die tweede ding hoekom ons God dien, is lewe. Lewe. Lewe kom van lewe af. En terwyl mense probeer sê, ons is geskape uit niks uit nie. En alles wat jy sien om jou wat lewe het, maar net ontstaan, is nie wat gebeur het nie. God het lewe gegee van hom af en lewe gee lewe. En hier is 'n belangrike saak wat ek vanmôre met jou wil deel. Jy moet dit hoor vandag. Jy moet dit absoluut in jou gees optel vandag. Dat lewe bring lewe. Moet jou nie met die dood besig hou nie. Moet jou nie met doodsgedagtes besig hou nie. Want dood bring dood voort. Lewe bring lewe voort. En dit is hoekom ons die Here Jesus Christus dien. Want Jesus het die dood en die hel oorwin. Jesus het opgestaan uit die dood uit. Hy lewe. Hy is ons bron en ons sterkte vandag. Hy is die een wat lewe gee. Hy is die lewegewende Gees. En op hierdie oomblik moet jy dit verklaar. Weet jy, skryf dit neer en sê, dankie Here dat ek het lewe en ek het lewe in oorvloed. Dankie dat die Here lewe bring. Hy het lewe oor mense wat dood is gespreek. Hy het gesê, jy sal nie vir ewig in die graf bly nie. Jy sal 'n verheerlikte liggaam kry. Ons gaan opstaan uit die dood uit. Met dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, werk op hierdie oomblik in jou, deur jou, om jou, en hy's besig om 'n wonderwerk te bewerk. Glo dit vandag. Glo dit vandag. Lewe bring lewe. Wanneer jy lewe bewerk dit lewe. Spreek lewe. Waar kom lewe vandag? Lewe is in die woord van die Here. God het gesê, laat dit so wees. God spreek 'n woord van lewe oor jou siekte. God spreek 'n woord van lewe oor jou sonde. God spreek 'n woord van lewe oor al jou gebrek en al die ellende en al die werk van die vyand. En die Here sê, my lewe sal oorwinning bring. My lewe sal deurbraak bring. God se woord spreek lewe. God se woord is lewendig en
kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur en dit maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die hart. Dit is een wat my toerus vir elke goeie werk. God se woord oor jou lewe bring lewe. So ons het orde en ons het lewe wat lewe bring. Dis hoekom ons God dien. Die derde saak is waarde. Waarde. Jy's kosbaar en waardevol vir die Here. Weet jy dat die duiwel beskou jou as waardeloos? Weet jy dat mense daar buite beskou jou as waardeloos? Weet jy dat baie denke, baie gedagtes, baie planne van die bose is daarop gemik om jou te laat waardeloos voel? Hoekom dien ek en jy die lewende God? Want hy doen dit nie. Hy bring waarde na jou toe. Hy bring waarde sodat jy oorwinning op oorwinning kan kry, sodat jy die deurbraak kan kry, man. Die Here gee vir jou die deurbraak. Hy bring waarde. En as jy die Bybel lees van Genesis tot Openbaring, sal jy agterkom dat waar die Here opgedaag het, het waarde opgedaag. Dinge het reggekom, dinge wat uitmekaar het geval het, dinge waar daar chaos was, waar sonde oorgeneem het, waar daar absolute boosheid was, het daar liefde en oorwinning en waarde gekom. Waarde is 'n verskil. En as jy wil rigting kry in jou lewe en jy dink, Here, wat moet ek doen? Dien die Here. Dien die Here. Dis hoekom ons hom dien. Hy bring waarde. Hy bring waarde na jou toe, hy bring dit na jou lewe toe en jou waarde is spesiaal. Weet jy, hy sit vir jou vandag 'n ring aan jou vinger. Weet jy dat hy gee vandag vir jou, hy skryf sy naam in jou handpalms in? Weet jy dat jy's geskrywe in die boek van die lewe? Weet jy dat die Bybel sê jy's die appeloog van die Here? Jy is die oogappel van die Here. Weet jy dat die Bybel sê jy is die kop en nie die stert nie? Weet jy dat jy is nou eenmal die geseënde van die Here? Al voel dit nie so nie, al sê jou gedagtes sit nie so nie, dis hoekom ons die Here dien. Ons dien die Here want die Here bring waarde oor hierdie negatiewe gedagtes, hy bring waarde oor my siekte, hy bring waarde oor my pyn, hy bring waarde oor my hartseer, oor my gebrek en my uitdagings wat ek het. Hy bring waarde in elke situasie. En ek daag jou uit om die Here te loof en prys vandag. Ek daag jou uit om amen te sê op hierdie saak. Weet jy, daar's iets rondom verklaring van die woord. As jy begin sê vir 'n situasie, as jy die woord van die Here, die woord van God in jou het skepingskrag. As jy die woord van die Here begin spreek en sê, Here, dankie dat U waarde in hierdie saak inbring. Dankie dat U waarde in my kinders se lewe insit. Dankie dat U waarde in my huwelik insit. Dankie dat U waarde in my finansies insit. Dankie dat U waarde in my werk insit. Dankie, Here, vir die waarde. Mag jy dit so hard uitroep dat die heelal tot by die laaste skepping, die laaste sterretjie wat daar ooit kan bestaan, dit duidelik kan hoor dat jy vandag uitroep en sê, Jesus, U is my waarde en U bring waarde in my lewe. U bring orde, U bring lewe en U bring waarde in my lewe. En die vierde ding is, die mooiste van alles, hy bring liefde. Daar's nie 'n ander God wat dit doen nie. Ander God is 'n misleidende God, 'n valse God. Inteendeel, die Bybel sê daar's niemand anders nie. Daar is nie ander God nie, man. Daar is nie ander oplossings nie. Jy kan nie van hierdie liefde al wegkom nie. Wie sal ons skei van die liefde van die Here? Die liefde is jou bron. Die liefde is jou antwoord. Die liefde is alles. Dink jy 1 Korintiërs 13 is verniet geskrywe? Al sou jy die taal hê van alles te kan sê, as jy die geloof het om berge te kan versit. As jy dalk al die kennis gehad het en jy het al die vermoë gehad, maar jy het nie die liefde nie, het jy absoluut niks. Geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste daarvan is die liefde. Weet jy dat God is 'n God van liefde? Weet jy dat liefde verdryf alle vrees na buite? Mag ek op hierdie oomblik vir jou sê, mag ek vir iemand dit sê, jy vrees. Jy vrees oor die dag van môre, jy vrees oor wat met jou lewe gaan gebeur, jy is bang dinge gaan uitmekaar uitval. As jy die ware God dien, is die vierde eienskap van hierdie God liefde. Jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. God se liefde kom op hierdie oomblik oor jou. Ek weet jy voel dit. Ek weet jy voel dit. God gaan vandag vir jou liefde bring. Jy wat eensaam is. Jy wat seer het. God is 'n God van liefde. Jy dien die regte God. Jy dien die regte God. Dis die God van liefde. Dis die God wat die hemel en aarde gespreek het. Jesus sê in hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Jesus sê ek het kom sterf sodat alles aan my onderworpe sal word. Al die haat, al die bitterheid, al die seer, al die verwyte,
al die swak beeld, al hierdie dinge. God kom en hy sê, ek bring liefde. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles. Die liefde verdra en die liefde help jou deur vandag. Die liefde is daar vandag vir jou. Hy is daar om jou te help en jou te beskerm. 4 dinge, hoekom ons die Here dien. 1, daar's orde. 2, hy bring lewe en lewe bring lewe. En omdat die lewe van God in jou is, bring jy lewe. Hy bring waarde na jou toe. Hy bring waarde na jou toe. Sy oog deursoek die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Dis jy. Dis jy vandag. Hou vas. Het voel dalk of jy gegly het. Het voel of jy gegly het, maar nou kom die liefde van die Here. Nou kom die liefde van die Here. Jy weet die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Rowers het langs die pad gekom en hom besteel. Sy goed van hom gevat. Alles van hom gevat. Klink soos Suid-Afrika op hierdie oomblik. Jy maak iets bymekaar en die duiwel steel dit. Hierdie week het mense weer probeer om geld uit my bank uit te steel onwettig. Sommige net ewe skielik. Gaan daar sommer goed van my rekening af wat sê Uber Eats. Ek het nog nooit eens in my lewe Uber Eats gebruik nie. En hulle kry toegang tot my rekening, hulle probeer ons bankrekening leegsteel. Net so het daardie rower is gekom en daardie barmhartige, daai persoon het hy eenvoudig gaan skade doen. Toe kom daar baie mense verby. Daar was kerkmense, gelowige mense, sakemense dalk. Al hierdie mense het verbygekom. En toe kom daar 'n Samaritaan verby. Samaritaan is eintlik 'n niks. Dis soos in die Bybel, is eintlik 'n niks. Maar daai Samaritaan het verbygekom en kom stil staan by jou en by my. Hy vat daar die persoon wat daar lê, ek en jy wat daar lê, en hy gaan sit ons in die herberg. En hy sit ons in die herberg en hy sê, versorg hierdie persoon. Ek gaan nou op my reis verder. Maar ek sal terugkom en ek sal die rekening vat. Alles wat hy nodig het, sit dit op my rekening. Alles wat met hom gebeur, sit dit op my rekening. Alles. Hy is nou in my hande. Dis die Samaritaan. Die Samaritaan in my en jou lewe is Jesus Christus. Ek en jy stikkend geslaan. Die vyand het sy bes probeer met jou en my. Hy het sy hand ingehaat vir my en jou. Hy het gesoek na ons om ons te vernietig. Hy het dit gedoen, maar jy is die regverdige van die Here. Hy het jou herhaaldelike kere probeer plas staan, maar jy sal opstaan. Jy sal opstaan, spreek die Here. En jy weet wat kom die Here? Hy is die Samaritaan in daardie storie en hy vat jou en hy sit jou in sy huis. Jy is vandag in die Vader se huis. Jy is daar. En die Here sê, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Dalk is jy mismoedig. Dalk het jy 'n fout gemaak. Dalk het jy in die huis terwyl jy saam met die Here is, het jy weer verkeerde gedagtes gehad. Dalk het jy sonde gedoen. Dalk het jy weggehardloop. Dalk het jy weer mismoedig geraak. Dalk het die depressie jou weer 'n keer probeer kry. Jy's nou in die huis. Jy's nou in die huis. Jy's veilig. Hy kan nie by jou uitkom verder nie. En in die huis sê die Samaritaan hierdie woorde. Jy moet dit hoor. Hy sê, sit dit op my rekening. Jou sonde, jou seer, jou eensaamheid, jou stikkend, jou wonde, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening, want ek sal betaal. Het Jesus vir jou betaal? Het Jesus vir jou betaal vandag? Jy's in sy huis. Jy's veilig. Dis hoekom ons hier die Here dien. Van A tot Z, alles is liefde en hy is lief vir jou vandag. Vader, in Jesus naam dank ek U vir die deurbraak. Ek dank U, Here, dat op hierdie oomblik U orde bring. Ek dank U dat U lewe bring. Ek dank U dat U waarde bring. En ek dank U, Here, bo alles vir die liefde. Dank U, Here, dat U tot die grootste vers in die Bybel wat ons vandag verklaar, want so lief het God die wêreld gehad, gegee dat liefde so belangrik is en dat liefde nou sal vloei en oorwinning sal bring. Die wat wonde het, die wat seer het, dank U, Here, dat U hulle nou in die Vader se huis plaas. Here, sit ons daar neer, versorg ons, help ons om gesond te word. Dankie vir die goeie werk wat U in ons begin en U sal dit volbring. Ons eer U, Here, daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen. As hierdie boodskap by jou bles, as die dagstukkies jou bles, ek doen hierdie werk in geloof, is al wat ek doen op hierdie oomblik. Ek het jou op my hart, ek bid vir jou. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 072 444 1890 en ek sal vir jou gebed doen. Maar as hierdie boodskap jou seën,
Wil jy dit oorweeg om ons finansiëel te seën? Wil jy dit oorweeg? Ons het dit nodig sodat ons die noodsaaklike kostes kan dra van hierdie bediening. Die Here seën vir jou. Lekker dag.